Baie welkom by hierdie week se episode van Koffiekuiers. Ek vertrou jy het 'n lekker koppie koffie en jou Bybel ook naby vir hierdie week se episode. Nou, die afgelope Sondag het ons Pinksterfees gevier met die uitstorting van die Heilige Gees en ons het mekaar weer herinner dat die Gees uitgestort is op doodgewone gelowiges. En wanneer ons so deur Handelinge reis, dan sien ons ook hoe kragtig hierdie Gees gewone mense as leiers opgerig het om ook in die koninkryk te werk, om dit uit te brei en so ook meer en meer mense te lei na die Here toe. Nou vandag staan ons stil by Handelinge 14. So ons is nou halfpad deur die boek Handelinge en ons gaan spesifiek kyk na die eerste 24 verse. En jy's welkom om in jou Bybel of daar op die skerm ook saam te volg. Maar voordat ons dit lees, kom ons sluit eers die oë en dan bid ons saam. Here, ons verskyn vandag weer voor U met oop harte, sodat ons kan ontvang wat U ook vir ons wil leer deur die woord. Dankie dat ons tot dusver reg deur die Handelinge boek kon ontdek, dat hierdie tekste nie iets is wat net lank gelede gebeur het en vir 'n ander gehoor geskryf is nie, maar dat dit steeds vandag ook gemeentes en gelowiges kan lei en inspireer. Help ons om met aandag te luister, maar wys ook vir ons hoe ons U woord vandag in ons lewens kan uitleef. Amen. Kom ons lees dit saam. Toe Paulus en Barnabas in Ikonium aankom, het hulle na die Joodse aanbiddingsplek toe gegaan en daar met die mense oor Jesus begin praat. 'n Groot klomp Jode en nie-Jode het toe tot bekering gekom en in Jesus begin glo. Die Jode wat geweier het om in Jesus te glo, was baie ontevrede daaroor. Hulle het begin om die res van die stad se inwoners teen hulle op te steek, sodat almal baie agterdogtig teenoor hulle was. Maar Paulus en Barnabas het nog 'n hele ruk daar gepreek. Hulle was nie bang om oor die Here te praat en vir die mense van God se goedheid te vertel nie. Hulle het ook wonderwerke en allerhande buitengewone dinge gedoen. So kon die mense sien dat God regtig deur hulle praat. Die mense van Ikonium was later in 2 kampe verdeel oor Paulus en Barnabas. Party was aan hulle kant, terwyl ander weer aan die kant van hulle Joodse opponente was. Diegene wat teen hulle was, het toe saam met sekere stadsraadslede besluit om hulle te laat vang. Hulle was van plan om eers vir Paulus en Barnabas 'n goeie drag slaag te gee en hulle daarna met klippe dood te gooi. Paulus hulle het daarvan te hore gekom en dadelik uit die stad pad gegee. Hulle het toe in die stede Lystra en Derbe gaan preek. Daar het hulle die goeie nuus oor Christus aan die mense gaan vertel. In Lystra was daar 'n man wat sy voete nie kon gebruik nie, omdat hy van sy geboorte af verlam was. Hy het op 'n dag gesit en luister hoe Paulus vir die mense van Jesus vertel. Paulus het na hom gekyk en agtergekom dat die man begin glo dat God sy lewe kan aanraak. Toe het Paulus hard vir hom gesê, "Staan op, begin loop." Die man het dadelik oorent gespring en begin rondbeweeg. En toe die mense sien wat Paulus gedoen het, het hulle opgewonde in hulle Likaoniese taal uitgeroep, "Die gode het mense geword. Die gode het na ons toe gekom." Hulle het gesê, Barnabas is Zeus en dat Paulus Hermes is. Paulus is Hermes genoem, omdat hy al die praatwerk gedoen het. En dadelik het die hoofpriester van Zeus se tempel, wat net buite die stad was, 'n aantal bulle en groot blomkranse begin gereed kry. Dit is na die hekke van die stad gebring, waar baie mense begin saamdrom het om 'n offer te bring. Ons werk maar net vir God. Toe die Here se 2 apostels sien wat besig was om te gebeur, was hulle baie geskok en hulle het hulle klere van ontsteltenis geskeur en dadelik na die skare toe gehardloop. "Wat vang julle aan?" het hulle bo die geraas uitgeroep. "Ons is doodgewone mense net soos julle. Ons het vir julle die goeie nuus oor Christus kom vertel, sodat julle kan ophou om hierdie dooie gode van julle te dien. Laat staan al hierdie dinge waarmee julle besig is. Kom na die lewende God toe. Dit is hy wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het. In die verlede het God toegelaat dat al die volke maar hulle eie pad loop. Tog het hy op baie maniere gewys dat hy vir julle omgee. Hy het gesorg dat julle genoeg reën kry, dat daar genoeg oeste op julle lande is. Hy het julle skure vol kos gemaak en julle harte met vreugde vol gemaak. Paulus en Barnabas het kliphard probeer om die skare onder beheer te kry. Uiteindelik het hulle die mense daarom so ver gekry om nie 'n offer aan hulle te bring nie. Intussen het 'n groep Jode van Antiochië en Ikonium in die stad aangekom en die skare teen die twee opgesteek.
Kort voorlank was die mense so opgesweep dat hulle Paulus onder die klippe gesteek het. Daarna het hulle hom tot buite die stad gesleep en hom daar vir dood laat lê. 'n Klompie gelowiges het om hom kom staan. Paulus het na 'n ruk weer bygekom en opgestaan. Later het hy die stad ingestap. Die volgende dag het hy en Barnabas na Derbe vertrek. Toe op pad terug na Antiochië toe in Derbe, het Paulus en Barnabas begin om die goeie nuus oor Jesus aan die inwoners te verkondig. Baie van die mense het in Jesus begin glo. Daarna het Paulus en Barnabas weer in Lystra, Ikonium en Antiochië 'n draai kom maak. Hulle die gelowiges moed ingepraat en hulle aangemoedig om op God se pad te volhard. Ons gaan nog baie swaar kry voordat ons na God se wêreld toe verhuis, het hulle vir die gelowiges gesê. Hulle het ook ouderlinge in hierdie gemeentes aangestel wat moes sorg dat die gelowiges op die regte pad bly. Paulus en Barnabas het saam met hulle gebid en gevas om hulle aan die Here se sorg op te dra. Van daar af het hulle twee deur Pisidië tot in Pamfilië gereis. In die stad Perge het hulle vir die mense van Jesus vertel. So dis 'n lekker lang gedeelte, maar ons gaan net hierdie paar verse tot by vers 24 lees. Nou in hierdie gedeelte reis Paulus en Barnabas van plek tot plek om vir mense van Jesus te vertel. En ons sien verskillende reaksies ook hierso by die skare. Party mense het geluister en dadelik geglo, terwyl ander weer kwaad geraak het. Ons lees van 'n man wat gesond gemaak is en van Paulus en Barnabas wat ook heeltemal verkeerd verstaan is en later is Paulus selfs gestenig. Nou dit klink vir ons na 'n klomp los verskillende gebeure, maar daar's eintlik een groot lyn reg deur hierdie gedeelte. Jy sien, wanneer die evangelie by mense aankom, wanneer mense daarmee gekonfronteer is, dan gebeur daar iets. Mense wat die boodskap hoor, kan daarom nie dieselfde bly nie. Party sien ons ontvang die boodskap met blydskap, maar ander voel bedreig en dan raak hulle ook kwaad. Nou dit is amper, as ek nou terugdink toe ons kinders was en op die plaas was, as jy 'n klip in 'n dam gegooi het, dan het daardie dam, terwyl die water stil was, het in beweging gekom. Die klip het gesink en dan het daardie rimpels al hoe verder beweeg. Nou so werk die evangelie ook. Wanneer die boodskap van Jesus hierso in 'n dorp of in 'n huis of in 'n hart inkom, dan begin dinge in beweging kom. En die vraag is dus, wat gebeur wanneer God se woord, of deur sy woord eintlik, in mense se lewens begin werk? Wat gebeur met daardie mense? Nou, Paulus en Barnabas sien ons kom eers in Ikonium aan, en dan gaan hulle na die sinagoge toe, en hulle vertel die mense van Jesus. En baie van die Jode en die Grieke kom dan tot geloof, so dis eintlik 'n wonderlike begin, maar kort daarna, dan raak dinge bietjie onrustig. Party van hierdie mense wou die evangelie aanvaar, en ander mense nie, en daarom het hulle ander mense ook probeer opsteek teen Paulus en Barnabas. So ons sien 'n stad wat verdeeld raak, sommige vir hulle en sommige teen hulle. En dit wys maar net weer vir ons dat die evangelie konfronterend is. Want wanneer God se waarheid aan mense geopenbaar word, dan wys dit eintlik al klaar wat ook in hulle harte leef. Party harte, sien ons hierso, was oop en gereed vir die Here. Ander was hard. Dis amper soos daardie verhaal van die saaier, waarvan die saad op harde klipbanke val en eintlik maar dadelik tot niet gaan. Maar ten spyte van die teestand sien ons hoe Paulus en Barnabas aanhou praat oor die Here, want hulle was nie skaam vir die evangelie nie. Maar toe hulle hoor dat daar 'n plan is om hulle aan te rand en te stenig, toe het hulle verkieslik na 'n ander plek toe gegaan. Maar dit leer ook vir ons iets belangrik. En dit is dat geloof beteken nie dat 'n mens roekeloos moet optree nie. Daar is tye wat ons moet getrou bly, al is dit vir ons hoe moeilik, en al gaan almal nie altyd met ons saamstem nie. Maar dan is daar ook tye wanneer dit gevaarlik of dalk 'n ongesonde situasie is waarin ek nie moet bly nie. En dan hoef ek nie te bewys dat ek sterk is nie, maar ek kan wegstap uit daardie situasie en dis ook 'n teken van gehoorsaamheid. Nou daarna kom Paulus en Barnabas in Lystra. En hier lees ons van 'n man wat van sy geboorte af nie kon loop nie. Paulus sien dat hierdie man sterk geloof het en dat hy graag gesond wil word. En daarom sê hy hardop vir hom, letterlik staan daar, staan regop op jou voete. En die man spring toe op en hy begin loop. Nou dink vir 'n oomblik net hoe aangrypend daardie oomblik moes wees, want
Die mense om hom het heel waarskynlik hierdie man geken. Hulle het geweet hy kon nog nooit loop nie. En nou staan hy ewe skielik op en sy hele lewe is verander. Maar dan gebeur daar iets vreemds. Die mense, hulle sien die wonder, maar hulle verstaan dit verkeerd. En nou dink hulle dat Paulus en Barnabas is gode wat aarde toe gekom het en nou wil hulle ook selfs offers aan hulle bring. Hierdie wonder wat gebeur het, wat eintlik moes heenwys na die lewende God, maak dat hulle nou vaskyk teen Paulus en Barnabas. Nou ek dink dit kan ook so maklik vandag gebeur. Mense kan so maklik beïndruk word met 'n sekere kerk, of met 'n predikant of 'n pastoor, of met die aanbiddingsmusiek, of die mense, of die atmosfeer, of die programme daar by die kerk, en steeds nie by Jesus uitkom nie. En daarom dink ek moet die kerk ook versigtig wees, want die doel van die kerk is nie dat mense moet sê, "Sjoe, wat 'n indrukwekkende gemeente is daardie nie." Die doel is dat mense iets van God se liefde en genade moet raak sien. Nou Paulus en Barnabas wou glad nie gehad het die mense moet hulle vereer nie. En daarom roep hulle uit, ons is net gewone mense. Met ander woorde, moenie na ons kyk asof ons die bron van lewe is nie. Kyk na God. En dis 'n belangrike woord ook vir ons. Want ek dink alles wat 'n gemeente of 'n kerk doen, moet op die ouend na die Here toe wys. Of dit nou jou sang, of jou dienswerk, of jou prediking, of selfs jou omgee vir mekaar is, alles moet heenwys na Jesus toe. En daarom moet ons ook vir mekaar sê, bewondering is nie dieselfde as geloof nie. En om 'n goeie indruk die hele tyd te probeer skep, is nie dieselfde as ware disippelskap nie. So Paulus begin toe praat met die mense in Lystra, maar dan sien ons, hy praat op 'n ander manier, 'n manier wat hulle kan verstaan. Nou in die sinagoge, in die vorige gedeelte, kon hy by die Ou Testament begin, want onthou, daardie mense het geweet van 'n Abraham en Moses en die profete, maar die mense in Lystra het nie daardie agtergrond gehad nie. Hulle het nie dieselfde Bybelkennis gehad nie. En daarom begin Paulus by dinge wat hulle ken. Hy praat van die God wat hemel en aarde gemaak het. Hy praat van reën en van oeste en kos en vreugde. En hy kom wys vir hulle deur die gewone dinge dat die lewe van die lewende God afkom. En dit leer ons ook dat ons verstaanbaar oor God moet praat. Ek dink baie mense vandag verstaan nie meer al die kerkwoorde waarmee ons groot geword het nie. Woorde soos sonde en genade en bekering en verlossing. Dit is woorde wat vir baie mense nie meer vandag vanselfsprekend is nie. Nou dit beteken nie ons moet die boodskap verander nie. Dit beteken ook nie dat ons die waarheid moet afwater nie. Dit beteken eenvoudig dat ons moet leer om duidelik te praat. Ons moet woorde gebruik wat gewone mense kan verstaan. Paulus verander nie die boodskap nie. Hy verander net waar hy begin. Hy begin by die mense se leefwêreld en dan van daar af wys hy vir hulle na God toe. En ek dink dit is wat ons ook moet leer doen. En dan sien ons verander die verhaal weer. Mense van Antiochië en Ikonium kom daaraan en dan draai hulle die skare teen Paulus. Dieselfde mense wat hom so 'n kort rukkie van tevore wou vereer, draai nou teen hom. En hulle stenig hom en sleep hom uit die stad uit omdat hulle gedink het hy's dood. En dis vir my nogal skokkend om te sien hoe vinnig 'n skare ook kan verander. Eers wil hulle vir Paulus eer gee, daarna steek hulle hom onder die klippe. Vandag juig hulle en môre val hulle hom aan. En ons ken ook iets van daardie dinge in ons tyd. Hoe vinnig mense se opinies ook kan verander. Eendag is iemand gewild en môre word daardie persoon se karakter verdag gemaak en aangeval. En dis maar net weer 'n bewys wat ons reeds vroeër gesê het. En dit is dat die kerk nie op gewildheid van mense gebou moet word nie, maar moet heenwys na die Here toe. Die kerk is nie geroep om net aanhangers bymekaar te maak nie, maar die kerk is geroep om disippels te vorm. 'n Aanhanger van Jesus sou ons kon sê, is iemand wat net daar bly of 'n bewonderaar bly wanneer dinge maklik en mooi is. Maar 'n disipel volg Jesus ook wanneer die pad moeilik raak. 'n Aanhanger hou van al die opwinding, maar 'n disipel bly gehoorsaam wanneer die opwinding ook verby is. En ek dink daarom moet ons as 'n gemeente nie net vra hoeveel mense opdaag nie. Ons moet nie net altyd vaskyk in getalle nie, maar ons moet ook vra of mense sterker groei in hulle geloof.
Leer mense met ander woorde om Jesus te volg. Kry hulle geloof diepte. Het hulle 'n stewige fondasie ook om op te staan wanneer die lewe uitdagend word. Dan gebeur daar iets merkwaardigs. Paulus staan op na hierdie verskriklike aanranding van die skare en dan gaan hy terug die stad in. En daarna gaan hy en Barnabas verder na Derbe, waar hulle weer die evangelie verkondig en baie mense tot bekering kom. Nou, 'n mens sou dink dat hy net sou wou vorentoe beweeg en hy sal hierdie gevaarlike plekke vermy. Dink maar net aan jou reaksie in so 'n geval. Maar ons lees dat hulle teruggaan na dieselfde stad toe. Terug na Lystra en Ikonium en Antiochië, die plekke waar hulle teestand beleef het. Dis die plekke waar Paulus sopas amper doodgemaak is. So hoekom gaan hy terug? Wel, hy gaan nie terug, lees ons, om weer wraak te neem nie, en hy gaan ook nie terug om homself te gaan bewys nie. Hy gaan terug om die gelowiges te versterk. En wat 'n mooi gedagte is dit ook nie. Want jy sien, die werk van die kerk, soos wat ons dit hier aflei, is nie net om mense te bring tot by 'n punt waar hulle sê, ek glo nie. Maar is ook om hulle te help om aan te hou glo, wanneer die eerste opgewondenheid verby is, as die vrae begin kom, en as die lewe weer moeilik raak. So, Paulus en Barnabas moedig daarom die gelowiges aan om in die geloof te bly. Hulle sê vir hulle dat ons deur baie swaar kry sal gaan voordat ons die koninkryk van God ingaan. En dis nie 'n maklike boodskap nie, maar is 'n eerlike een. Paulus sê daarom nie, kom na Jesus toe en dan gaan julle hele lewe van hier af maklik wees nie. Hy sê, volg Jesus. Ja, die pad gaan soms moeilik wees, maar God se koninkryk is die moeite werd. En dis die boodskap wat ek en jy ook vandag nodig het. Geloof beteken nooit dat ons probleme eensklaps gaan verdwyn nie. Maar geloof beteken dat ons 'n lewende God het wat saam met ons loop, ook deur die moeilike tye. Iemand wat vir ons hoop gee en wat ook selfs vir ons ander mense gee om saam met ons te loop. Paulus en Barnabas versterk daarom die gelowiges en moedig hulle aan om in die geloof te bly. Ons sien hoe hulle leiers aanstel, saam met hulle bid en hierdie gemeentes ook aan die Here toe vertrou. En dit wys vir ons ook hoe belangrik geestelike sorg is. Want die kerk word nie net gebou deur goeie preke nie. Die kerk word ook gebou deur gebed en omgee en lering en begeleiding en goeie leierskap. Wanneer iemand tot geloof kom, het daardie persoon met ander woorde nie gearriveer nie. Dis nie die einde van die pad nie, maar dis die begin van 'n nuwe pad. En daarom moet ons ook vra, wie vandag ons gemeente na toe moet uitreik, omdat hulle versterking nodig het. Wie is die mense wat moeg is, wat twyfel, wat alleen voel? Wie het nodig dat iemand hulle dalk net bel, of vir hulle bid, of by hulle gaan sit? Partykeer het iemand nie 'n lang gesprek nodig nie. Hulle het net nodig om te hoor, weet jy, ek dink aan jou, en jy hoef nie alleen hierdeur te gaan nie. So kom ons vat saam ten slotte. Handelinge 14 leer ons dat die evangelie reaksie by almal van ons bring. Party mense glo dit uit die staanspoor en ander gaan weerstand bied. Dit leer ons ook dat alles wat ons doen, moet na God toe wys en nie na onsself of na die gemeente toe nie. Dit leer ons dat ons verstaanbaar ook moet praat oor God, sodat gewone mense wat nie in die kerk kom of met die Here te doen het nie, hom ook kan hoor en verstaan. Dit leer ons dat die kerk disippels moet vorm en nie net moet strewe daarna om aanhangers en bewonderaars te kry nie. En dit leer ons dat gelowiges versterking nodig het om ook te volhard in hulle geloof. Want die kerk op die ou end word nie gebou op die hoeveelheid applous of gewildheid wat ons kry nie. Maar die kerk word gebou deur God se genade, deur die waarheid van sy woord te verkondig, deur volharding en ook mense wat bereid is om mekaar se laste te dra. Ons is gewone mense, maar die Here kan deur gewone mense soos ek en jy ook werk. Hy kan deur ons woorde werk, deur ons omgee, ons gebede. Hy kan deur elke gemeente ook 'n verskil maak. So die uitdaging vir hierdie week is eenvoudig. Gaan jy terug na iemand wat versterking nodig het? Gaan stuur daardie boodskap. Maak daardie oproep. Gaan drink 'n koppie koffie saam of bid saam met iemand. Gaan sê vir iemand, ek dink aan jou, hou moed, jy's nie alleen nie. Miskien is dit presies hoe die evangelie ook hierdie week wil werk.
en ook deur ons gemeente wil beweeg, deur gewone mense te gaan versterk en saam ook 'n verskil te maak. Kom ons bid saam. Here, U is die lewende God. Dankie dat U nie ver is nie. Dankie dat U deur die woord en die Gees ook in ons gewone lewens werk. Help ons om met moed en oortuiging aan te hou praat oor U, met liefde, met deernis, maar ook met wysheid. Bewaar ons daarvan om mense se applous belangriker te maak as U waarheid. En help ons dat alles wat ons op die ou end doen, ook na U toe sal wys. Dankie Here. Amen.